dankie. Goed, die deel wat ek graag wil lees is Lukas 19, waar dit nou vertel word van hierdie intog van die Here in Jerusalem. En dus in die kerk oor die wêreld heen is vandag wat hulle noem Palmsondag. As ek nou wou snaaks wees, het ek nou iets met palmtakke vanoggend hier in die kerk gedoen, maar ek dink kom ek speel liewer veilig. Dat ek nie die eerste keer wat ek dalk nie 'n tweede keer gaan kry nie, nou dit nou misbruik my voorreg om hier te mag wees nie. Maar julle ken daai storie, so ek gaan dit net so vinnig lees. Ek net vir eers iets oor die Bybel sê. Die Bybel is eintlik 'n fantastiese boek. Baie kernagtig. Hy's geskrywe, ons weet hy's 2000 jaar oud nou al, nê, die nuutste dele in hom. Maar van Genesis tot Openbaring, nie kronologies geskrywe soos wat dit nou staan of saamgevoeg is in die Bybel nie, maar is hy geskryf oor 'n periode van, hoor nou mooi, 1500 jaar. Vandat die eerste dele gedoen is tot die laaste deel. Dit beskryf 'n baie ouer geskiedenis, maar dis die hoe hy ontstaan het oor 'n periode van 1500 jaar. Nou kan jy vir jou indink die kultuurspronge, die plekke, al die verskille, maar op 'n wonderbaarlike manier weet ons is dit deur die Heilige Gees saamgestel en vorm dit 'n eenheid. Dus kom ek vertel vir een, ek moet nie commercials vertel nie, mevrou, asseblief sê as ek dit doen, maar dan preek ek te lank, dan gaan ek oor 'n NG uur, en ek weet ek moet dit nie doen nie. Maar net hierdie een commercial gou. Ek het 'n vriendin wat op 'n stadium, vriendin van ons, wat op 'n stadium zen geraak het. Julle weet nou, dis so tipe van 'n oosterse manier van dink, en nou nie meer, die Christendom was nou nie meer so lekker nie. En so kom ek eendag daar, ek gaan ry by hulle verby en ek gaan trek my gou daar aan vir 'n troue wat ek ergens moes doen. En sy sê vir my, "Jis Johan, waar kry jy al die preke vir jou troues?" Ek sê, "Wie jong, ek het so 'n dik swart boek daar by die huis." En daai boek het vertel van hoe hy ontstaan het. Hy het ontstaan oor 1500 jaar. 66 boeke in die biblioteek. Bybel kom van Biblios, dit beteken biblioteek. So hierdie biblioteek bestaan uit 66 boeke. Jesus is ouens wat oor 1500 jaar geleef het, almal het geskrywe, en almal se ding fokus op dieselfde punt. Dis absoluut fantasties, maar ek vertel wat nou die storie. Maar die Zenboek is so 'n rooi boek wat sy het. Sy sê vir my, "Maar Jesus jong, sy hou van ou goed. Waar kan ek so een kry?" Ek sê, "Jesus, ek skat is jy dalk een in jou huis." Ek sê, "Ons neem hom sommer die Bybel." Jesus, maar sy het amper 'n lelike woord gebruik om my aan te spreek. Maar ek dank die Here, sy het weer 'n swaai gemaak. Sy is nou weer in die kerk, en die Christendom is weer dit wat sy in glo. Maar goed, dis hierdie absoluut fantastiese boek. Nou beskou ons baie keer hierdie boek as 'n boek wat vir Christene die reëls gee. So moet jy leef. Die 10 gebooie sê baie duidelik. Dis hoe jy dit moet doen, as jy dit nie so doen nie, hel toe my pel. So jy moet hom baie goed nakom, hierdie boek. Maar dis hierdie boek se bedoeling nie. Die boek wil vir ons iets vertel oor God. Dis al. Hy wil vir ons vertel, God het alles gemaak. Vir my en jou ook. Nie hoe of wanneer nie, sou wat, dit plan nie. Dis hy. Die boek vertel vir ons, toe ons wegloop van God af, toe kom hy terug weer na ons toe sê, "Ja, ek wil so graag met jou 'n verhouding lewe." En hy het my aan my skouer gevat, soos vir jou ook. En gesê, "Johan, kan ons nie maar 'n verhouding weer begin nie?" En die Heilige Gees het my oortuig om te sê, "Ja, ek wil graag." En toe draai ons om, en toe begin ek en hy 'n verhouding saamlewe. Die Bybel sê daai verhouding is baie soos 'n huwelik, waar God in 'n sin die rol van die man speel, en ek in 'n sin die rol van die vrou speel. So dis 'n verhoudingsboek, wat vir my vertel van hierdie God, wie hy is, hoe hy is, wat hy doen, hoe hy met my in 'n verhouding wil lewe. En hoekom noem ek julle broers en susters? Omdat ons sy kinders is. Aakie na die vaartjie, genetiese ooreenkomste. Nou, nadat ons sy kinders geword het, begin hy deur sy Gees ons te verander om die gene van Christus te hê. En in daai sin, as die Bybel vir ons vertel van God en hoe hy is, hoe sy karakter werk en wat ook al, dan sê die Bybel, "Hey, Johan, dis wat God besig is om met jou te doen. Dat ek ook so mag raak." Nou goed, die 10 gebooie, baie kernagtig, ek gaan nie na almal kyk nie. Die eerste gebod sê eintlik, as jy mooi daarna kyk, sê die Here vir ons, "As jy my liefhet, dan sal jy net vir my as die enigste God aanvaar." Die tweede gebod sê, "As jy my liefhet,
sy nie 'n afdruk van my wil maak en wil eer nie. As jy my liefhet, sal my naam of wie ek is vir jou baie respekvol wees. Die vierde, as jy my liefhet, sal eintlik elke dag soos 'n Sabbat wees, waarin jy met my in 'n verhouding sal wil lewe. Die vyfde, as jy my liefhet, sal jy die gesagsinstansies wat ek daar gestel het, eer. Die sesde, as jy my liefhet, gaan jy respek hê vir lewe. Die sewende, as jy my liefhet, dan gaan jy respek hê vir die huwelik. En die verhouding, die seksuele verhoudinge waarin ons op aarde lewe. Die agste, as jy my liefhet, sal jy respek hê vir ander mense se eiendom, wat ek vir hulle gegee het. Die negende, as jy my liefhet, sal jy nie kwaad praat of skinne oor ander mense nie. Die 10de, as jy my liefhet, sal jy dankie sê vir wat ek jou gaan. Jy sien die begeer wat ek vir ander mense gee nie. So, dis 'n liefdesboek wat ons so moet sien. Vanoggend gaan ek vanuit 4 hoeke kyk na hierdie God en na sy karakter. Die Bybel wys ons op allerlei maniere, maar hierdie intog in Jerusalem, 4 hoeke wat ek met jou gaan hanteer. Kom ons lees net eers 'n stukkie in die Bybel. As ek dit nou vinnig lees, is omdat my brein werk so vinnig. My mond kan nie altyd bybly nie. So julle moet net vinnig dink en vinnig luister. Maar ek wil net hê dat ons dit net weer herroep, die gedagtes wat hier staan. Vers 28, dis Lukas 19 waar ek dan lees. Ag, dankie. Hier sit sommer gegee ook. Ek gaan dalk so versie wat net bylees. Maar julle kan dit op die skerm ook sien. Baie dankie. Ek lees dit soos dit in die 83 vertaling staan. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, nou jy kan in die voorafgaande deel later kyk wat gebeur het. Hy het die gelykenisse vertel, wonderwerke gedoen, so die mense dit gesien wat voor hulle afgespeel het. Nou na hierdie dinge het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Onthou Paasnaweek kom, en Paasnaweek het hulle gevier die verlossing uit die slawerny van Egipte. So fantasties dat God gekies het om op daai naweek sy seun te laat sterwe. Dis absoluut fantasties. Maar goed, toe hy naby Betfage en Betanië kom, dis waar Lazarus en sy 2 sissies gewoon het, teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle die donkie los? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl die donkie losmaak, vra die eienaars vir hulle, hey, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, dis omtrent so 1,5 kilometer van die muur af, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Want dis dan nou soos God wat hulle hom dan nou vereer. En die fariseërs sê, nou, dit kan nie gebeur nie. My antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil, oor die stad. En dan staan daar, hoekom in daai deel? Omdat hulle hom nie herken het nie. Die laaste stukkie van daai perikoop staan daar, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Daaroor het Jesus gehuil. Goed, tot daar wil ek die woord van die Here lees. Kom ons maak dit gou so oor toe. En praat eens met die Here. Hemelse Vader, ons het hierdie wonderlike boek gelees. En nou wil ons bid dat U, o Heilige Gees, dit self sal verduidelik. U wat by elkeen van ons se oor saggies kan inpraat, om in ons emosie, ons denke, en dit alles met ons te kan kommunikeer. Ek wil bid dat U dit nou mag doen. En dat U so mag kommunikeer, dat ons U mag hoor, U mag verstaan, en gehoorsaam kan wees aan wat U verwag. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
Ek gaan nou nie veel meer sê oor wat ons gelees het nie. Dis nou my eerste gedagte, sou ek so 'n oombliekie daarna wou kyk. Wie rondom Palm Sondag aan ons teksvers, maar in kern dink ek jy sien die prentjie. Die Here wat beplan om Jerusalem in te gaan, ons gaan nou 'n bietjie praat oor hoe hy dit doen, wanneer ons kom by die karaktertrekke van ons God. Wat hier gebeur as jy Sagaria 9 vers 9 gaan lees, dan is dit amper 'n letterlike vertelling van wat hier gebeur het. In die Ou Testament is dit voorspel. Dis die fantastiese van hierdie boek. Jesus julle, dis eintlik 'n kosbare boek hierdie Bybel. Ek hoop julle onthou dit. Maar dat daar in die Ou Testament dinge gesê word en dan presies so in die Nuwe Testament gebeur. Toe die Here aarde toe kom. So goed, die voorspelling is amper letterlik hoe Sagaria dit in 9 vers 9 sê. Nou, hierdie disippels wat nou die donkie gaan haal, en interessant is, hy ou sê, toe hulle sê die Here het hom nodig, sê, oké, vat hom. Hy het nie gestreef, is hy toe vat die donkie. Nou dat daai tyd mos 'n onderkleed, dis nie onderklere nie, maar 'n kleed gehad, en dan is so amper 'n, wat noem jy sy goed die vrouens partytjie oor hulle gooi? Wat so 'n jasserige ding is? 'n ponchoerige ding of so iets. Dis meer as wat ek nou dink 'n poncho is, maar so 'n lap ding wat hulle oor hulle gehang het. Dit was hulle boekleed. En dan seker om die son weg te hou en die koue weg te hou, het hulle die ding bo oor die ander kleed nou aangetrek. En die dinge het hulle dan afgehaal. En toe hulle begin hierdie 1,5 kilometer na die muur toe en Jesus op die donkie is, eers iets oor die donkie gooi, Jesus daarop laat klim. En nou gooi hulle die klede hier oop in die pad, die donkie loop oor dit. En soos hulle nader kom, het die mans, vrouens, kinders, die lot, die hele gang wat daar saam afgegaan het, palmtakke afskeer die palmtakke neer. Soos hulle vir 'n koning dit sou doen. Want hulle het hom erken as hulle koning. Jy moet net weet wat so skare dit nou was. Dit was nie die grand ins van die dorpie, dis nie die burgemeester of so een wat daar was nie. Dit was gewone ouens, arme mense, wat gesien het, hey, kyk wat en hy moet enkele visies en enkele broodjies. Tjus, duisende mense kry kos. Hierdie man kan iets doen. Kyk wat het hy met 'n blinde ou gedoen. Wow. Kyk hoe verduidelik hy vir ons die Bybel. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, maar ek sê vir julle, dan maak hy dit vir ons ontvanklik. Ons wat dom is, ons wat arm is, ons wat sieklik is, ons wat uitgewerp is uit die gemeenskap, die randfigure in die gemeenskap. Wow. Ons gaan saam. Kom ons gooi ons klere vir hom oop. Hier's iets besonders in hierdie man. Dis hierdie intog dan nou in Jerusalem wat ons sien. Nou die eerste gedagte wat ek daaraan wil koppel, wat ons die hoek waarvan ons Here sien, noem ek op die skerm sê sien die wenende God. As ons daarna toe kan gaan, die wenende God. As ons na Jesus kyk soos hy afgaan, is hy een wat huil. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir wenend, beteken hy hardop gehuil. Hardop gehuil. Nie so iets nie, hy het gehuil. Dat hulle dit sou kon hoor. Dis die eerste hoek waarvan ons kyk na God, wat homself in die Bybel aan ons bekendstel. Ek huil, sê hy. Maar waaroor huil hy? As ons in die deel kyk. Hy huil, so staan dit duidelik in die woord hierso, hy huil oor hulle hom nie herken nie. Hy huil dat God van die hemel afkom, homself verneder, om in 'n mens se liggaam tussen eenvoudige mense te kom leef, om hulle te red, en hulle herken hom nie. Hulle bly in hulle ou sondige weë te leef en te loop. Daaroor huil hy. Oor mense die redding mis, wat hulle kon kry, wat God vir hulle gratis wou gee. Hy huil, want hulle het die Messias nie herken nie. Eintlik openlik hom teengegaan. Daaroor huil Jesus. Die stad wat hy besoek is eintlik maar net nog 'n man. Ek het nou probeer dink aan 'n prentjie. Ons ken nou hierdie klomp swart BMW's en Mercedes SUV's met die blou ligte wat jaag hier deur die land. En dan sit die een of ander minister en seker die grandste Merc of die grandste BMW, weet jy wat nou hier tussen hulle deur ry. Ons het 'n fees in Oudtshoorn aan die gang, die KAK&K. En Ramaphosa het toe gisteraand ons ingekom vir die opening. Het julle gesien, hy het daar van Karlsdorp se kant af gekom uit die Kaap uit. Met hierdie ligte en die karre wat jaag en die motorbikes wat hier langsaan te kere gaan. En die van de rest kant af,
het 'n eiwyskarretjie aangekom, wat iemand vir die bestuurder gehuur het. Dit is 'n Suzuki Swift gewees, outomatiese enetjie. En iemand het die karretjie gehuur by Ywes, en hier het hierdie vaal ouetjie aangekom. Hy het 'n keer wat nou gepreek al. En die mense, die arme mense het van hom gehou, want hy vertel vir hulle oor hoe swaar hulle kry. En hy het begin om vir mense kospakkies uit te deel as hulle aan sy preke toe kom. En hy het met die arme mense en die dommes en die siekes geassosieer. En hulle het gehoor van 'n ou wat nie geld gehad het om dokter toe te gaan nie. In die provinsiale hospitaal was 'n bietjie stadig met hulle diens, is elke keer uitgestel. Moet môre weer die 30 km in kom dorp om daar te kom sit en wag. Net te laat, kom maar môre weer. En toe het hy vir die ou gebid en die ou het gesond geraak. So hier van die kant af kom 'n klompie arme eenvoudige mensies, want hierdie prediker kom ook KAK toe. Miskien kry jy dalk 'n verhoogie waar ek iets kan sê, maar Ramaphosa gaan op die groot verhoog staan. En die burgemeester almal, al die grandes die dorp staan 'n touwie van Karlsdorp af. Party cheer uit blydskap en party kwaad. Mense het klippe gehad. So ons het nou so allerlei kante nou. Sou julle Jesus herken het in die eiwyskarretjie? Ek dink nie so nie. Julle sou eerder gekyk het na Ramaphosa. Of jy nou goed oor hom voel of kwaad oor hom voel. So sou ons Jesus herken het as hy vandag uit so inry. Sou ons hom herken het as koning. Sou dit die een wees van wie ons verlossing sou verwag het. Ek het die idee, ons verlossing verwag ons 'n bietjie meer van, voel ons daar nou my bankbalans op die oomblik en hierdie Ellen Gray aandele waar staan hulle nou op die oomblik? Nee, hulle groei daar mooi, gits, toejaag, Trump 'n klomp nonsens aan, val hy goed net so, nou paniek ons. En toe ek donderdag wou gaan petrol ingooi, of diesel ingooi, toe staan en die man wys my die petrol, hy sê R27, en ek sê, maar dit is onmoontlik, hy goed moet onder R20 wees. Hy sê, meneer, ek tap net die petrol, ek bepaal nie die prys nie. Maar toe sê ek ontsteld, want aan die ander kant gooi my kind petrol in teen R19 'n liter. Maar ek moes toen nou R7 meer betaal, het was my baie rof om dit te doen. Maar sulke goed ontstel ons. Dit maak ons bewend bang, dalk soms kwaad partykeer. So waar soek ons sekuriteit? In die lekker mure wat ek om my huis gebou het, in die elektriese fencing hierbo, ou gaat moeilik hier oor klim, behalwe as hy 'n kussing het, verleer het, elektriese tang het, dan kan jy net so maklik inkom. Waar sit ons sekuriteit? Die lekker werk wat jy het, die mooi pensioen wat jy het, die mediese fonds wat jy het, wat ook al. Dit bepaal partykeer eerder hoe ek oor die lewe voel as die man in die eiwyskarretjie. As hy wat kom en huil, omdat ons hom nie herken nie. Het ek en jy al geleer om te kan huil oor wat in ons land stikkend is? En nou so is ons bederf, die strate word redelik mooi in stand gehou, veral nou voor KAK. Ons sit met 'n munisipaliteit wat ek belewe fantastiese mense is wat daar werk. Dis my belewenis geweldig positief teenoor ander plekke waar ek nou ook moes geleef vir die afgelope tyd. So ons is bevoorreg in die dorp, julle weet dit net nie. Gaan leef so 'n bietjie in kleiner platlandse dorpies in die Karoo en die Vrystaat, dan gaan jy anders terugkom na jou eie dorp toe. Maar die goed wat ons mee sit, huil jy oor wat verkeerd is? As jy deur 'n dorp hier en jy hoor, vir amper 'n maand, het 'n buurt in die dorp geen lopende water nie. Huil jy daaroor? As jy deur 'n dorpie ry, en die slaggat is van so 'n aard is beter by sy paadjie as in die straat, huil jy daaroor? As daar geen dienslewering is nie, noem nou op al die goed wat ons nou ken, huil ons daaroor? Soos Jesus huil oor die stikkindheid in die skepping. Huil ek en jy as ons die stikkindheid raak sien in ons land, in die skepping, in verhoudinge, sommer in al die dinge. Huil ons daaroor, is my vraag. Maar kan ek en jy dan ook opstaan en iets gaan doen aan die stikkindheid? Of aanvaar ons dit nou maar so? Ag, dit is nou maar so. Ons Afrikaners het mos 'n gawe. Ons kan 'n grap maak van enigiets.
Dis eintlik 'n gawe, dink ek. Dat ons die negatiefste goed kan beleef en dan maak ons 'n joke daaroor. Dan lag ons 'n bietjie en dan gaan ons maar weer aan. Jy gee nog 'n bier by die braai, so iets. Kom ons lag maar weer. Ons kry dit reg. Maar huil ons oor die stikkindheid in God se skepping, soos die Here hier. Geneties. Ek sê ons leer God in die Bybel ken. Hy omvorm ons geneties om Jesus se gene te hê wat huil oor die stikkindheid. Goed, my tweede gedagte, die eerste was nou hierdie wenende God, die God wat huil. Die tweede gedagte is dan die reddende God, wat ek wil eers na moet kyk. Nou, redding, hy is die een wat die man op die geleende donkie die stad inkom, wat troos bring, wat wil kom heel maak. Redding en heil wil ek graag koppel aan die woordjie heel maak. Het jy al 'n stoeltjie of 'n bankie by die huis wat jou grootskoolma opgesit het wat toe nou gebreek het, probeer heel maak. Ek sê nou praat ek nonsens. Ek het nie sommer so kom myself tussenin. Maar die feit dat iets wat gebreek het wat jy moet heel maak. En nou het jy hom iets die voegies uitgehaal en weer 'n delwestieke ingesit en 'n bietjie lijm, jy sit hom vas, jy klamp hom weer en hier hy bankie is weer heel. Ons kan hom weer gebruik. Heel maak. Dis wat Jesus met my en jou lewe kom doen het. Die stikkindheid van die ou sonde het hy kom wegvat en met sy lewe, goeie Vrydag, kom heel maak. Tot heil, tot redding, tot heelmaking van 'n stikkende wêreld. Die verlossing, die heelmaking doen hy op alle gebiede en hy wil dit doen van alle mense. Of dit nou is in jou kop, in jou emosies, in jou liggaam, in die omgewing waar jy lewe, hy wil dit heel maak. Dis wat sy redding vir my en jou beteken. Maar onthou nou vir alle mense. Dis nou, as jy my nou beter ken, dis nou vir die cowards ook. Hy het vir die cowards ook kom sterwe, goeie Vrydag, om hulle ook te red. Dis nou vir die ministers, met al die bedrog wat hulle aanjaag, al die geld wat hulle steel. Dis selfs vir die Guptas, as ek het reg het, dink so. Vir almal. Mans, vrouens, kinders, ryk, arm, dom, skelm, nie skelm nie, wat ook al. Vir almal het Jesus gekom om te kom heel maak. Redding, dis wat hy kom bring, die heelmaking. Nou is dit natuurlik so, Paasnaweek het ek net nou gesê, herdenk die volk die verlossing uit Egipte. God het hulle heel gemaak, hulle was slawe daar van die klomp Egiptenare. Ek wonder of hulle nie 'n bietjie van die piramides ook gebou het, maar okay. Hulle het daar gewerk, hulle moes hulle asem wegwerk vir die baas. En God het hulle kom verlos. En gesê, ek vat julle uit hierdie uit deur die woestyn. Ook hulle sonde maak dit wat hulle in 'n week kon toer, het hulle 40 jaar lank getoer. Omdat hulle nie die Here wou vertrou het nie. Maar ek vat vir julle in die land wat ek beloof het, Kanaan. Oorloop van melk en honing. Ek vat dit by ander volke, 'n klomp van hulle vat ek dit af en gee dit vir julle. Heel maak, Paasfees. Jesus se lering natuurlik het 'n politieke ontploffing veroorsaak, kan mense sê. Hy is nie 'n politieke leier of sulke goed nie, maar dit wat hy vertel het oor barmhartigheid, oor regverdigheid, oor die regte manier van leef, het politieke storms veroorsaak, want dit was in stryd met die uitbuiting van sy tyd deur die Romeinse ryk. Dit was totale stryd daarmee. So almal kom soort van in opstand. Ek gaan nie ons lyding vir jou te veel in detail skets nie, maar ons lyding wat ons ervaar in ons dag, in ons land, is nogal ontstellend. Ek weet my laaste tyd geweldig ontstel. Ook kry mens op jou selfoon, ek is nie goed, ek is kastig op Facebook, maar ek het net een gesig, daar ek het nog nooit iets gepost nie, so ek weet nie so met te doen nie, ek is te bang ek sê iets, wat ek nie wil hê ander mense moet weet, so doen niks op my WhatsApp, ek kan my WhatsApp, daar weet ek, status fotootjies kyk ek en so aan, en elke dag gee my foontjie jou, en seker ook, gee hy vir jou klomp beriggies en goeders, wat vir my ontstellend is, amper daagliks, word daar berig gegee oor mense wat doodgeskiet is. Nou nie net doodgeskiet is deur misdadigers nie,
maar misdadigers wat deur polisiemanne doodgeskiet is. Afgelope week 'n kar met 4 potensiële misdadigers, ons het onder verdenking was ry, die polisie ry by hulle blykbaar verby volgens die beriggie. Na hierdie verbyry is die 4 ouens in daai kar doodgeskiet, maar daar is nie 'n polisieman gewond nie. Hoe werk dit? Het hy ons ook geskiet nie? Skiet is so sleg. So my ontsteltenis is partykeer, jy kan nie dit veralgemeen nie, gelukkig nie. Hier in die dorp het ek toe ons die polisie nodig het, fantastiese mense ontmoet. Ek kon nie glo wat hulle gedoen het nie. Maar daar is ook 'n element. Dit het 'n ekonom nou eendag oor die TV ook gesê, wat mense doodskiet, dan hoef nie 'n saak te bou nie. Dis verskriklik. Dis goed waarvan ons gered moet word. Die swake in ons land leef my rondom rampe, rondom epidemies. Ons is pas uit die COVID-19 ding uit, met gelukkige klompie positiewe gevolge ook, dink ek, wat die Here daar uit vir ons gegee het. Die petrolpryse, die geweld, plaasmoorde. Dis my ontstellend. Dis my, Here, dis stikkend. Ek wil soos die eerste karaktertrek van u saam huil daaroor. Maar volgens die tweede karaktertrek wil ek dit help heel maak. Ek moet iets doen daaraan om dit heel te maak. Ons het volgende Sondag, Opstandingssondag, en dis die begin van heel maak, van God wat iets nuuts laat gebore word uit die dood uit. Jesus staan uit die dood uit op. Die dood het nie meer mag nie. Al die ou donker goed het nie meer die mag wat ons dink nie. Daar's lewe daaruit. Iets nuuts. Dat ek nie sal opstaan en saam sal heel maak aan God se skepping. Dit gaan beteken dat jy partykeer, ek moes leer om binne die spoedgrens te ry. Dis nou my belydenis. As jy lekker kar ry en jy kan 140, 150, 160 ry, dan wil jy dit graag doen. Jy wil gaan voel sit jy met die draai en al die goed. Jy wil kyk hoe gou jy daar aan die ander kant kan uitkom en dit is mos nou lekker. Maar ek dank die Here het my geleer om hier van na Mosselbaai toe te ry en Oudtshoorn toe te ry teen 100 km/h. Dis vir my, ek sê my vrou, dis die grootste oorwinning in my lewe. Dat ek dit kan regkry. Maar die Here moes my gehelp het om wetsgehoorsaam te wees. Ek het soos al die taksies maar maak, so tot by stopsigte kom, check, waar gaan jy? Tot ek toe sê, maar eintlik moet 'n ou hier stop. So om wetsgehoorsaam te wees, terwyl niemand dit sien nie, maar jy doen dit. Want jy het besluit, ek gaan help heel maak aan die wetteloosheid in my land. Ek gaan nie deel wees van bedrog nie. As ek by die til kom en die vrou by die til het per ongeluk nie gesien ek koop 2 van 'n ding nie, sy het net een deeglik vir sê, ek sê seker nog een en jy moet nog R50 daarby sit. Dis om te help heel maak. Goed, bietjie meer daar ek ons nou verder praat. Die reddende God, die God wat heel maak. En wat sê, ek plaas my gene oor in jou. Raak jy ook 'n heelmaker daar waar jy is. Jy kan nie meer gee as wat God vir jou gee nie. Jy kan nie meer doen as wat God jou toe in staat stel nie. Jy kan nie goed gaan doen in Engeland terwyl jy in Suid-Afrika sit nie. So daar waar jy is, met dit wat hy gee, wat hy op jou pad plaas vandag, maak heel. Al is dit klein. Al is dit vir iemand wat jy iets gee wat swaar kry. Of jou oor gee, of jou stem gee, of jou hand gee, of dalk selfs geld gee. Maar dat ek dit sal doen, sal meewerk aan die heelmaking, dat ons vir mekaar sal vertroos, vir mekaar sal bid, vir mekaar sal help heel maak, mekaar bemoedig, ook finansiëel help, as dit nodig is. Ek wil kom by die volgende ene, dis nou, die eerste een was huil, God huil, en ons huil saam. My tweede een rondom die redding, sê ek nou maar heelmaking, om nog 'n H daarby te noem. Die derde karaktertrek wat ek van hom sien, is hierdie nederige, dienende God. Nederig, dienende God. Wat is die hele prentjie van die Here geskep word, is hierdie nederige een op 'n donkie. Ek wil net gou vir jou sê, jy moet onthou, ek het dit net ou probeer insinueer, maar net voor Paasnaweek, tydens daai tyd, was dit ook die Romeinse ryk se heersers se geleentheid om te pose en hulle mag te toon. So Pilatus het ook Jerusalem ingery by Paasnaweek, soos Jesus.
Pilatus wat die, kom ons sê maar, politieke leier van die Romeinse ryk in die omgewing was. Maar Pilatus is 'n bietjie anderste. Jesus het van die ooste gekom, Pilatus van die weste. Jesus op 'n donkie, Pilatus met sy hele gevolg. In daai, kom ons sê maar, ampsmotor waarvan hom met perde ingejaag en die mense het gejuig en agter hom was 'n hele gang soldate met wapens, swaar gewapende mag. En hy wil magsvertoon hê. Almal moet nou vir hom respek hê en die Jode moet nou weer vir hom bewe. Hier kom die groot Pilatus. Hier is aan die ander kant 'n donkie op 'n lap. Sy volgelinge is die een kant mense in die gemeenskap. Wat niks mag het nie. Wat het hulle? Palmtakkies in hulle hande. Totaal anderste. Pilatus die verteenwoordiger van die Romeinse ryk. Jesus die verteenwoordiger van God se koninkryk. Maar nederig en dienend op die vlak lewe hy van hulle vir wie hy gekom het. Eenvoudige mense. Op daai vlak wil hy hulle dien, wil hy vir hulle versorg en voorsien in hulle nood. Die wonderlike is dat Jesus hierdie nederige dienende een is die een wat hoop bring vir hopelose mense. Bring hy hoop, bring hy 'n soort van nuwe lewe. Hy het 'n situasie van swaarheid kom verander, want hy lewe tussen hulle. Hy sien wat die nood is. Hy beleef dit aan sy eie lyf. Daarom kon hy help en verander, omdat hy nie neergesien het op hulle, maar op hulle vlak geleef het, saam met hulle. Mense wat behoefte het aan redding, behoefte het aan heelmaking, vir hulle het hy mos gekom. So, ek kan nou nie die voorbeelde almal vir jou noem nie, maar die mense wat het hoop gekry, omdat hulle gesien het, dit word duidelik vertel in hierdie deel, hulle het gesien, maar ek het net of jy gesê, het 'n blinde ou laat sien. Hy het Lazarus uit die dood opgewek. Daar by Lazarus se dorpie waar hy die donkie gekry het om nou af te gaan Jerusalem, daar en hulle, wow, want hy het nog vir Lazarus hier so lewendig gemaak. Dis hy. Wat op hulle vlak kom leef het, wat hoop gebring het. As jy dink aan die paar ouens rondom die geboorte van Jesus, ek dink aan Sagaria en Elisabeth, die pa en ma van Johannes die Doper, hulle kon nie kindjies, ag Here asseblief gee vir ons 'n kindjie. Hier doen die Here 'n miracle, soos hy hele paar keer, dink aan Abraham en Sara. Jy sê dat hy beleef vir my iets fantasties. Abraham is diep in die 90. Sara klok in by die siekeboek van die ouer huis. Sy is hier rondom 80, 90 al. Kindertjies totally onmoontlik. Die Bybel sê daar is 'n kansie. Die Engels sê oor 'n jaar. Wat doen Sara? Sy luister by die tent soos 'n vrou bietjie afluister. Daar by die mamre, luister sy daar en sy begin lag. Ek weet my man op hierdie ouderdom nog 'n plesiertjie. As jy 'n kansie man, dis wat die Bybel sê wat ek nou sê. Die wonderwerk dat God 'n situasie kan verander. Totaal kan verander. Hy doen dit met ou Simeon wat staan en wag in afwagting. Die Messias moet kom. En ou Simeon wat, wow, Here, nou kan ek maar sterwe. Ek het Jesus gesien. Dieselfde met Anna, daai profetes wat toe die hele Jerusalem gaan vertel, hy's gebore. Ek het vir hom gewag. Hy's hier. So kan 'n mens gaan kyk na vele sulke voorbeelde wat die Bybel vir ons gee waar God gekom het en 'n situasie kom verander het, hoop gebring het. So goed, die konteks van ons verhaal, die intog in Jerusalem, is die Here wat hoop bring vir mense wat wanhoop gehad het, wat troos gesoek het. Hy kom, hy voorsien in dit. Ek wil graag kom met die laaste gedagte. Ek noem hierdie nou om by die haat te bly terwille van jou geheue, sê ek die eerste een koppel ek aan huil, die God wat huil, dis sy karakter, oor stikkindheid in die wêreld. Die tweede, die God wat heel maak, reddende een. En onthou nou, geneties is die verwagting dat ek en jy dit ook sal doen. Die derde is hierdie wat hoop bring, in 'n wêreld wat soek na hoop, want hy bring verandering. Hy kom maak heel. Die laaste ene noem ek hier die gesagvolle God. Want nou moet jy onthou, Jesus is hier die nederigheid op die donkie inkom, die wat huil op die donkie en wat hoop bring, want hy lewe saam met die eenvoudige mense op hulle vlak. Maar wat hy kom doen is koninklik. Hy kom red die mensdom. Hy kom maak die skepping weer heel met sy aanslag.
met die verandering wat hy bring. Hy is 'n magtige koning, so ek koppel om nog 'n H te sê met my vierde een, die woordjie heerser. Heerser. Hy is die heerser. Die ouens in daai tyd het bedreig gevoel deur hom, ou soos Pilatus, Herodes, die Joodse leiers, die kerkleiers, almal groot magtige ouens wat daar rondgeloop het, toe hulle van Jesus hoor en hulle hoor wat hy sê en hulle hoor wat hy doen. Hulle sien hoe hy lewe, toe begin hy in sy broeke te bewe. Die koning Herodes laat sommer al die kleintjies doodmaak, want hy het mos hy fobie gehad oor sy mag. Pilatus bewe, want check 'n bietjie wat sê hy nou. Dit kan beteken dat ek my posisie as politieke leier gaan verloor as die mense dit begin aanhang. Dit was hulle vrees. Die kerkleiers dink, ons sit in die voorste sitplekke, ons het teksversies op ons rokke en ons is hierdie gesiene ouens hier in die samelewing. Nou begin hy 'n ander storie vertel oor die Bybel. En dit lyk of hy 'n bietjie reg is. Hulle is bang vir hierdie Jesus. Hy's vir hulle 'n bedreiging, hierdie Jesus. Maar dit wat hy bring, is die koninkryks etiek van God se koninkryk, waaraan hy hulle wil bekendstel. Die alternatief wat werk. Het julle al vir julle kinders iets moet leer terwyl hulle nog nie wou leer nie, maar hulle het geweet, hulle weet. Want hulle weet mos, as hulle beseker ouderdom kom, dan weet hulle. En dan moet jy vir die kind sê, my kind, as jy dit so doen, dan gaan dit net makliker werk, as wat jy nou suffer. Maar ek onthou een van my kinders het 'n babiepop, daai jare was dit baie gewild, die koppie afgebreek, hy het net so 'n knoppie in 'n gaatjie gedruk, die pop. En toe wil sy die pop nou self heel maak, nou wil ek hy op sê, self doen, dit was haar woorde, so kleintjie. En nou los ek haar maar, en toe op die eind huil sy en sy smyt die ding daar neer, en sy kry nie, hy druk moeilik in, hy babiepop se koppies het al probeer het, en ek weet ek het hom ingedruk en vir haar gegee, toe is dit nou oké. Die koninkryk se alternatief is die beter een, dis die een wat werk, maar sien, ons nie van laakie, want hy gaan vra ek en jy moet iets doen, ons moet iets opoffer en so aan, so ons wil nie dit onnodig doen nie, maar dis wat Jesus kom wys het, hier's 'n alternatief, dis wat hy kom doen het, as gesagvolle God. Kom ek stel julle bekend aan God se koninkryk se alternatief. Onthou jy die gene, ek en jy, wat die gene van hierdie God dra, wat hy in ons inbou. Vir my en jou sê hy, lewe die koninkryk se alternatief in Suid-Afrika. Wys vir die ouens wat eintlik kan werk. Hoe dit eintlik behoort te wees. Dit moet echo uit ons kerke uit na die politieke leiers. Dat hulle agterkom, hierdie ding werk. God het dit gemaak om so te werk. Dit moet uitkring na die leiers in ons gemeenskappe. Wat ek en jy as kinders van die Here, met die gene van ons Here Jesus Christus, moet uitleef. Die koninkryks alternatief. Kom ons doen reg. Kom ons laat reg en geregtigheid geskied. Kom ons wees eerlik. Kom ons wees offervaardig. Gee wat ons kan gee. Doen wat ons kan doen om heel te maak. Die God wat huil oor 'n stukkende wêreld. Ek en jy ook. Die God wat heel maak hierdie stukkende wêreld, wat uit my iets doen. Ek en jy ook. Die God wat hoop bring. Want hy lewe op ons vlak met ons saam. En wys vir ons dat daar verandering kan kom. Wat hy bewerkstellig. Die God wat die heerser is. Wat weet wat werk. En vir ons dan bekendstel. Here, dankie vir u woord. Dankie dat hierdie ou boek, hierdie kosbare boek, so duidelik praat met ons vandag. En ek bid, Here, dat u mag gee, dat ons sal uitgaan en sal gaan doen. Doeners sal wees van die koninkryks alternatief. Seën ons om ook dan te sien hoe u werk, sodat dit vir ons meer moed kan gee om hierdie anderste lewe te leef. Heel stroom op met wat die
reëling in ons gemeenskappe is, met wat die dinge is wat aanvaar word, al is dit hoe verkeerd. Seën ons, Here, om dit uit te doen, omdat ons Jesus gene in ons het. Ons bid dit in sy naam. Amen. Goed, ons